Het jy al gesien hoe hoop iemand se lewe totaal en al kan verander? Dis gewoonlik 'n daad of iets wat gebeur wat 'n mens nie kan beskryf nie in die onmoontlikste omstandighede. En dis amper asof daar ewe skielik 'n lig aangeskakel word. Dis amper asof alles ewe skielik in daardie persoon se lewe omgekeer word en daar nou 'n ontsaglike of 'n onmeetlike hoop in daardie persoon se lewe tot stand gekom. En ek praat nie nou van 'n wêreldlikse hoop nie. Ek praat nie van ek hoop dit reën môre of ek hoop daar's mooi weer môre nie. Nee, ek praat van 'n goddelike hoop. Dieselfde hoop waaroor Paulus opgewonde raak wanneer hy skryf in Romeine 13 of Romeine 15 vers 13 as hy sê dat hierdie bron wat hierdie hoop in mense se harte plant en laat ontkiem is God self deur die werking van die Gees en dat hierdie hoop eintlik vriende saam met hulle bring in die harte van gelowige mense in naamlik vrede en vreugde. En dis van hierdie vrede en vreugde waarvan ek praat. In die donkerste omstandighede, op die hospitaalbed en selfs langs die oop graf, selfs wanneer dit voel of die bekommernis van jou kind of jou ma of jou pa jou opeet, is dit ewe skielik asof hoop net jou lewe aan die brand steek en net alles op een slag kom verander. En hierdie hoop is nie 'n eenmalige ding nie, maar dis iets wat ons aan vashou en dis ook 'n sekere wete wat ons het. So seker soos wat ons weet dat God die bron van hoop is, so seker weet ons ook in ons eie lewe dat dit nog altyd daar sal wees en dit sal gebeur. Aanvanklik sien 'n mens dit nie. Jy weet nie daarvan nie. En dit is vir jou moeilik om te glo, want die donkerte oorweldig. En wanneer ek praat van die donkerte, dan wil ek nie net beeldspraak gebruik nie, maar ek wil dit tuis bring by jou. Dis daardie moeilikste omstandighede wat ek en jy ken en verstaan. Daai omstandighede van die harde werklikheid van hierdie wêreld. Die lyding, as ons dalk 'n mooi Bybelse woord kan gebruik. Hierdie swaar kry wat ek en jy so goed ken. En dis hierdie swaar kry wat ons oogklappe gee. Dis hierdie swaar kry wat ons 'n bietjie 'n tunnelvisie gee en ons beperk om verder te sien en verder te verstaan. Die skrywer van Hebreërs ken die swaar kry goed. In Hebreërs 2 vers 9, die tweede gedeelte van vers 9 sê hy dat die lyding van Christus ook eintlik van korte duur was, maar dit het uitgeloop op 'n heerlikheid. Dit het uitgeloop op 'n kroning, op hierdie absolute oomblik waar daar oorwinning behaal is. Dat in lyding kan daar ook oorwinning wees, sê die skrywer. Sien, dis wat hoop doen. Hoop wys vir ons dat in ons swaarste omstandighede is daar ook vir ons 'n kroon. Dit herinner my aan die lydingspad wat ons Here Jesus Christus gestap het. Aan die einde van sy lydingspad hier op aarde, hoe swaar ook al, was daar 'n kroon, was daar heerlikheid. Sien, ek dink dis wat hoop doen. Hoop leer ons om 'n bietjie dieper te kyk en gee vir ons 'n geloofsvisie om verder te kyk. Nie net vas te kyk aan ons onmiddellike lyding nie, maar dit gee vir ons kans dat hierdie saadjie van hoop wat in elkeen van ons geplant is, nie net ontkiem nie, maar dat dit stelselmatig groei en sterk word.